Kom vars uit die bokkarveiling uit. Ons het nie die seisoen op 'n lekker noot begin nie, maar ek moet sê daar drasties veranderinge gekom. Op die tweede veiling het die mark al 3% opgetel en hy het gister weer 5,5% opgetel. Waarvoor ons baie bly is, ons jongbokke het gister 10% omtrent opgetel. Ons het nou baie lank jongbokke vir te goedkoop verkoop. En ons grootbokke ook, waar ons groot gros lê van ons kudde is gister 5% op. Jou fynere grootbokke van 30, 31, 32 het of dalk meer net na 31 het bo R300 verkoop wat baie goed is. En ja, die groot mikron gros wat gister op is van 26 tot 32 mikron, waarvan baie van ons hier in lewer. So dit is baie positief. Ek het so 'n bietjie met die kopers gepraat gister. Hulle was inteendeel onder die neiging dat die mark gaan sak of stabiliseer, maar daar het onlangs groot mark of bestellings van Italië ingekom en van die ooste blykbaar. En hulle het nie genoeg bokkar om daai bestellings vol te hou nie. So hulle moet koop om hulle bestellings vol te kry en daardeur druk hulle die mark lekker op vir ons. So ja, dit is lekker om weer bokkar te verkoop. So verslag lekker om voor boere te staan en te praat oor bokkar. Corneille sal seker nou 'n bietjie raak oor die wol, is ook baie goeie nuus wat daar onder aan gaan nou. Corneille was nou by die wolveiling gewees. Soos die vesel dinge lyk goed. Ek dink dit gaan 'n seisonale kurwe wees. Dit gaan dalk nie kwai skiet nie, maar ons gaan op 'n positiewe trend wees. En ja, meeste van die ouens se bokkar is seker al eintlik in die stoor. Jy weet, omskakel is amper daar. Maar al wat nou kan sê is maar voorbereiding met skeersels as jy nog nie geskeer het nie. Groot goed wat die ouens na kyk is maar skoonopbrengs, lengtes. Gister weer koper vir my gesê daar's te veel kort goed wat in die boere se skeersels deurkom wat hulle kamme nie kan hanteer nie. En dit beïnvloed hulle pryse taamlik wat hulle betaal. So as daar 'n span by jou is, as dit een van my spanne is, sal hy reg wees, maar as daar ander spanne is, moet julle maar seker maak, hulle kyk mooi na hulle lengtes, soos maar by wol ook. En wat ek ook 'n tip kan gee, wat ek al baie plase gesien het, die ouens, hulle sit seile, want hulle het net woltafels om bokkar op te klas. Woltafels se gate is te groot, dan val die bokkar deur, dan sit hulle seil op. Dit is die verkeerdste ding wat jy kan doen, want al die kort stukkies gaan saam jou vesel in die lyne in en dit gaan jou prys beïnvloed. Daai ou, hy maak net eenvoudig 'n merk en hy's bereid om 'n sekere prys te betaal, waar as daar minder in was, sou hy meer betaal het. So definitief 'n ding wat jy na kan kyk om dalk nie te doen nie. Dip is maar belangrik. As 'n mens bo 80% vir jou skoonopbrengs kan kry, gaan dit 'n baie groot invloed op jou bokkar hê. Onder 80 gaan jy nog 'n right prys kry, maar hy sal eerder 'n 80% skoonopbrengs koop as wat hy onder 80 gaan koop. So kyk maar na jou dippery. Van die ouens het saad, probeer maar so ver as moontlik op die plaas daai saad lostrek. As jou vegetation matter in jou hare kan so min as moontlik maak, dan hoef daai ou so min as moontlik te spandeer om jou haar skoon te kry. So probeer maar op die plaas so ver as moontlik dit skoon te maak. Ons weet daai polle is maar moeilik, so daai goed kan jy maar stuur. En dan het ek ook agtergekom het, die ouens is onder die idee dat die resorts in die baai kan vir jou takke trek. Ek beloof julle, hulle het te veel werk. Hulle kan nie, al wat hulle vir jou kan doen is tipes wat afgestuur word, wat gemeng is, split. So as jy vir hom takke gaan stuur, gaan hy net die takke een kant gooi en hy gaan loks een kant gooi. Hy gaan ongelukkig nie die saad en goed vir jou kan klasie. Dis hoekom ons sê, probeer dit maar op die plaas doen, want dit gaan jou die minste kos. Ja, dit is, as ek vandag kan dink, kort en nie lank. Ek weet nie of daar vrae is oor die bokkarie. Ja, Chris, die tippery, hè, om die bokkar skoon te kry. Yes. Skryf net so 'n bietjie hoe doen jy dit. Want vir my is dit baie onprakties, want jy moet jou nag net voor skeer en dan lê jy daai aan vol grond sonder goede. Net min of meer beskryf hoe diep jou vee om die bokkar skoon te kry voor skeer. Yes. Wel, ek kan vir oom heel aan besig hou met dip. Daar is ook
dit verskil van plaas tot plaas, dit verskil van boerdery tot boerdery, omgewing tot omgewing, want sekere ouens het meer sand as ander ouens. Hier by julle waar dit droër is, as 'n gereël gaan dit meer stowwerig wees, so julle het meer sand in julle hare. Dan verkies jy ouens ook verskillende dipmiddels. Jy kry mos nou die Mower Wash, jy kry die 2-in-1, wat die conditioner en die seep saam het. Die Mower Wash is net die seep, en dan dip ouens skoon water. Ja, en daar's klomp ander goed wat die ouens ook mee dip, wat 'n ou man eerder nie moet doen nie. Daar is 'n lys van goedgekeurde dipmiddels, of wasmiddels, want die kopers toets hare randomly, en as hulle jou vang, 'n onwettige middel gebruik, kry jy 'n rooi vlaggie teenoor jou naam, en ek beloof jy wil nie daai vlaggie hê nie, want hy gaan nie weggaan nie. Hulle sou jou nooit weer vertrou nie. So probeer maar, bly in die goedgekeerde lyste. Ek dink die RMS goed het ook daai lys in, as ek die reg gesien. Maar dan die opbou na skeer toe. Jy kan, dit hang maar af hoe die boerdery se bestuur werk. As die bokke naby genoeg is, hoekom hulle nie een keer 'n maand dippie, om daai stofopbou in die vesel te kan minimize. Maar meeste van die ouens dip net voor skeer. Obviously, somerskeer, makliker, ons kan almal dip. Winterskeer is die bokke dragtig, die ooe. So die ouens, van die ouens dip hulle, ek sal dit nie aanraai nie, maar ouens kry dit reg, want jy wil nou nie onnodig stres op daai ooi sit, dat sy kan aborteer nie. Maar dan dip jy ouens weer die kiets. So dan kan jy nou toets wat vir jou werk. Werk net die wash, werk die 2-in-1, want die waters reageer ook anders met die middels. Party ouens dip hulle sommer in Expal Plus ook, wat ook weer goed is vir luise. Maar sekere waters reageer snaakser met daai wash, en dan voel jy hare partykeer harder. Maar ek sal sê, as 'n ou voorskeer, ten minste 'n maand voorskeer ook dalk 1 keer of 2 keer deur die water gooi, en dan weer met voorskeer. So ek wil amper vir jou sê, hoe meer jy gaan dip, hoe skoner gaan jou hare wees, hoe mooier gaan sy kwaliteit wees. Ek kan vinnig 'n pleintjie vertel, my voorloper Petrie, nou my baas, hy het, toe hy 'n jong man was, het 'n vrou hier in die distrik, ek weet nie wie sy was nie, het groot skade gehad en baie bokke verloor, amper die helfte van haar kudde verloor. En sy het toe in 'n paniek vir hom gebel en gesê, maar wat kan sy doen tot haar beste van haar vermoë om met die bietjie wat sy oor het, so goed as moontlik te doen. En hy bel toe vir hom Cassie Karstens in Willemore, en hom Cassie sê vir haar, met die Labour Law, Brian, elke maandag, begin van die nuwe maand, as daai manne nou bietjie getswala is, om hulle weer nigter te kry, gooi almal deur die water. En sy het dit gedoen, ons sal nie glo nie, die kopers het van die baie af gebel, om te hoor, wat het hulle gedoen, om my hare so mooi te kry, en so skoon te kry. En hy het gesê, hulle het net elke maand, 1 keer 'n maand gedip, en ja, daai vrou het met daai bietjie baie goed gedoen, en sy studeer dit. So, dit gaan maar net als, dis basies voorbereiding. Jy kan jou haar niks dippie, en dan moet jy hom vat soos hy kom, of bietjie moeite doen, net bietjie was, en dan sal jy definitief die vrugte pluk. Ons sien dit uit en uit op die veilings, skeersels kan baie maklik, tussen 80 en 90%. Ek het al 'n skeersel gehad wat 'n baal 99% getoets het. So, dit is moontlik, dit is 'n bietjie meer moeite, maar jy gaan definitief die vrugte pluk. So, ja. En obviously verskillende dipgate ook, party ouens het net die dompeldip, ander ouens het die lang dipgat. Ons hou daarvan dat die bokke swem, dat daai stringe los skit. En ons praat altyd van die wen die string op. So van 3 maande af, 3-4 maande begin daai stringetjie draai. So as jy hom gereeld dan dip, hoe meer hy draai en hy skit, dan wen jy hom soos 'n spring op. En dan kom die kwaliteit ook baie mooier deur. So ek hoop ek antwoord oom se vraag. Dankie Chris. Enige verdere vrae Chris? Chris, baie dankie ook vir jou tyd. Dankie. Praatjie hierso. Dankie oom. Ek waardeer. En dankie ook vir wat jy vir ons boere in die omgewing beteken. Ja, dankie en ja, enige ver van jou huis af. Nee, op die wiele is rond. Hierso. As enige ooit iemand iets nodig het, druk asseblief op my knoppie. RMS ook, ek is bereid om te help en ek kan vouch op wat Jaco gesê het. George Jeffries, as daai man by jou op die plaas was en ek het nou 'n klomp derde party audits waar die ouens van buite af inkom. As hy by jou was, kan jy maar rustig wees. Ek het nog nooit 'n comeback gehad van George Jeffries nie. Hy doen baie moeite vir die boere. Hy gaan eintlik uit sy pad uit wat hy nie hoef te doen nie. So as hy by jou is, jy kan maar luister na hom.
hy bring sy kant. So ja, dankie. Baie dankie. Thank you.